Môre geliefde, baie welkom op hierdie pragtige, maar koel, sonnige Sondagoggend. Innerlike krag. Ons lees in 1 Konings vanmôre. Maar as ons in die vorige hoofstuk lees, dan sien ons hoe Elia deur God gestuur is na die koning toe 'n uitdaging gerig het. En vir die koning gesê het, bring jou Baal profete, jy wat kies saam met die volk om Baal as die lewende God te dien, bring hulle. Ek challenge jou. En dan is daar 'n altaar gebou. Die offer is opgesit. Die hout is gepak. En nou sê Elia vir die Baal profete, nou bid jy tot jou God, julle God, wie julle sê die lewende God is. Sy moet die vuur aan die brand steek. En hulle het die hele dag geroep en geskree en gebid. En niks het gebeur en toe het Elia se beurt is, toe bou hy 'n altaar, sit die hout op, grawe 'n sloot om die altaar en hy sê vir die mense, bring emmers water en gooi die hout nat, soveel so, dat die water van die altaar afgeloop het en in die sloot, rondom die altaar, 'n poel water was. Toe het hy gebid. En die Here het nie net die offerhande, die vuur verteer nie, maar ook die klippe van die altaar, as ook al die water. Wat 'n verstommende geloof het Elia nie gehad nie. Het hy geweet dat sy God al hierdie dinge kan doen. En nou vind ons hom in hoofstuk 19, vers 4. En dit, hy self het egter die woestyn ingegaan, 'n dagreis ver, daar aangekom. Hy het onder 'n wit besembos gaan sit en gevra dat sy lewe tot 'n einde moet kom. Hy het gesê, dit is nou genoeg, Here. Neem my lewe, want ek is nie beter as my voorouers nie. En nou wil 'n mens vra, wat het hierdie omswaai? Hierdie geweldige geloof tot bang wees en vlug, wat het dit veroorsaak? Deur die toedoen van een vrou, Isebel, wat gesê het, sy sal seker maak, Elia sal doodgemaak word. Elia het die 450 Baal profete doodgemaak. Vreesloos. Een vrou kom sê dit en hy vlug die woestyn in. En hy gaan sit onder die wit besembos. En hy vra die Here om hom weg te neem. Wat maak, geliefde, in 'n mens se lewe, dat daar so 'n groot gemoedsommerswaai kom? Daar's net een ding. Sy innerlike krag was op. Ek en jy het ook al dalk baie so gevoel. Van wanneer ek en jy bid dat God ons sal gebruik, na watter faset van die lewe hy ons ook al geroep het. Miskien is dit om 'n kerk te bou, 'n gelowige sakeman te wees, miskien 'n loopbaan in sport, miskien 'n boek te skryf. Wees voorberei om sukses te kan hanteer. Want as jy nie kan nie, dan gaan jy in dieselfde bootjie beland as Elia. Om die Here toe te laat om jou innerlike krag op te bou, is dit noodsaaklik dat jy eenkant stil alleen gaan sit en by God uitkom. Wat gebeur hierna? Elia raak aan die slaap. God stuur 'n engel. Hy maak vir Elia wakker. En hy maak vir hom vars roosterkoek op die vuur. En hy sê vir hom, eet en drink water. En dan raak Elia weer in die slaap, en doen hy dieselfde. Sê vir hom, eet en drink. Jy het jou krag nodig.
Elia staan daar op, stap 40 dae na die berg toe, waar hy God ontmoet. God stuur hom terug, om sy werk te gaan klaarmaak. Jy sien, geliefde, terwyl ek en jy dalk soms stil moet sit en wag, en ons seëninge te tel, sodat God ons die krag gee, om voort te gaan, moet ons by God kom. As die lewensstorme woedend om jou slaan, en jy gans ontmoedig vrees om te vergaan, tel jou seëninge, tel een vir een, en jy sal verbaas wees hoe dat God verleef. Tel jou seëninge, tel een vir een, seëninge jou deur God geskenk. Tel almal, kyk wat God verleen, en jy sal verbaas wees oor wat God jou skenk. As jy ooit gebuk gaan onder sorg en pyn, as die kruis te swaar word en jou krag te klein, tel jou seëninge, dan vlug twyfel heen, en jy sien Gods goedheid laat jou nooit alleen. Tel jou seëninge, tel een vir een, seëninge jou deur God geskenk. Tel almal, kyk wat God verleen, en jy sal verbaas wees oor wat God jou skenk. As jy let op ander met hul goud en eer, dink aan God beloof jou nog oneindig meer. Tel jou seëninge, wie dat pracht en praat, nooit die minste van die hemel kan behaal. Tel jou seëninge, tel een vir een, seëninge jou deur God geskenk. Tel almal, kyk wat God verleen, en jy sal verbaas wees oor wat God jou skenk. Dan al die stryd, die kruis, die bange nood, jou tog nie ontmoedig, God trou dis so groot. Tel jou seëninge en bestaan jou by, bied jou hulp en leiding na die ander sy. Tel jou seëninge, tel een vir een, seëninge jou deur God geskenk. Tel almal, kyk wat God verleen, en jy sal verbaas wees oor wat God jou skenk. Here Jesus, leer my hoe om dankbaar te wees en my seëninge een vir een te tel, totdat U my weer uitstuur. Amen. Geliefde, nou weet ek en jy, wanneer ons innerlike krag opraak, en dit gebeur, hoe waar om dit te gaan soek, en by wie om dit terug te kry. Sy wil, môreoggend.